dat hy ons gespaar het en hier vanmôre weer by mekaar gebring het om na sy woord te kan kom luister. Ons is ook dankbaar om te kan weet, hy is hier so saam met ons en hy is begeerig en opgewonde om met ons sy woord te kom deel. En daarom wil ons vir u vra dat u asseblief u hart sal instel op die woord van die Here en hom sal vertrou dan ook om aan u te wys wat sy begeerte is. U moet hoor vanmôre uit sy woord uit en dan om dit te doen. Nou ek wil hom net sê, my dogter is nou vanmôre hier, Melinda, in haar gesin, my kleinseun is nou nie hier nie. Dis vir haar wat ons bid. So baie dankie dat julle gekom het, ons waardeer dit baie hoor. Ek kan nou Japie sommer hoor as hy nou hier gestaan het. Nou ja, maar wat? Ons is bly jy is vanmôre saam met ons, jy en jou gesin. Ons gaan uit die woord van die Here lees uit Filippense, die eerste hoofstuk. Filippense hoofstuk 1 en ek gaan vanaf die 3de versie vir u lees. Paulus se liefde vir die Filippense, die vrug van sy gevangenskap. Nou as u die plek het, die woord is oop voor u, kom ons maak ons harte, ons oë toe, ons buig ons harte, en dan gee ons hierdie geleentheid, hierdie diens, in gebed aan die Here af. Here, baie, baie dankie, omdat u ons deur hierdie week behoed en bewaar het. Here, en u raadsplan dit so gehad het om ons vanmôre hier by mekaar te bring, en nie net hier in Germiston nie, maar ook reg deur ons land, het van u kinders by mekaar gekom met die hoop en die begeerte, Here, om na u woord te luister. Ons dank u omdat u u woord vir ons nagelaat het. Ons dank u vir die hoop en die liefde, vir die genade en die aanmoediging wat ons in u woord lees, en vir die Heilige Gees wat u gestuur het om die woord in ons harte te kom verklaar en dan ook om ons voortdurend te herinner en krag en genade te gee om te kan lewe gehoorsaam aan u woord. Ons dank u, Here, omdat u in beheer is van alles wat gebeur. En as ons na die wêreld kyk en ons kyk na die omstandighede en ons sien alles wat aan die gang is, ons sien die moord, ons sien die doodslag, die liefdeloosheid, dan weet ons ook, u het ons wat dit ook betref nie in die duister gelaat nie. U het gesê, die wêreld lê in die mag van die bose. En u het ook gesê, Here, dat u hierdie mense wat u nog nie ken nie, dat u hulle siele wil red. U het ook gesê, u stuur die Gees, en met die doel en die begeerte dat hy mense sal roep, dat hy mense sal oortuig, sodat hulle ook die wonderlike blye boodskap deelagtig kan word. Here, ons dank u omdat u in beheer is. Ons dank u dat u hom wat in hierdie wêreld heers oorwin het. En daarom weet ons ook, daar gaan 'n dag aanbreek, sê die woord vir ons, dat ook hy geoordeel sal word, en sy mag finaal gebreek sal word. Maar nou fokus ons vanmôre nie op hom en sy bose werke nie. Ons is dankbaar om te kan weet, u is God van liefde, u is God van genade, en ons is dankbaar om te kan weet, as ons vanmôre ons harte, ons oë, ons geestelike oë op u fokus, dan sal u ons raak sien. En ons vra nou asseblief, Here, dat u dit hier in ons midde, maar ook waar die woord en waarheid en krag verkondig sal word, sal kom stil maak, dat u ons elkeen sal help om te luister, met die begeerte om te hoor, u woord aan te neem, daders te word. Ons dank u ook dat u woord u aan ons bekendstel as die hoorder en beloner van gebed.
En ons dankie ook omdat U ons aanmoedig om vir mekaar te bid, en daarom neem ons ook nou vrymoedigheid om te bid vir die name wat op die voorbidingslys gevra word. U ken elkeen se omstandighede. U ken elkeen se begeerte. U ken elkeen se krankheid. En Here, ons weet dat die woord leer vir ons dat U het aan die kruis gesterf, nie net vir die vergifnis van ons sondes nie, maar ook vir die genesing van ons kranke liggame. En daarom het ons vrymoedigheid om as gemeente vir hulle te bid, dat U wil en U begeerte aan hulle sal openbaar. Here, dat U in hulle harte sal werk, U begeerte, en dit is dat dit met hulle goed sal gaan. Ons bid, liewe Here, dat U hulle liggame sal aanraak met U deurboorde hand. En dat elkeen wat krank is, wie se naam hier genoem is, Here, dat hulle sal ondervind. Ons dink nou maar aan die baba, en ons dink aan kinders, dat hulle ouers of grootouers sal ondervind U werking, U heilige werking. Rig op, Here, en gebruik hulle om te kan getuig van U liefde en U genade. Ons bid ook vanmôre weer. Here, ons weet ook U sê ons moet vir ons regering bid. U sê as ons vir hulle bid, sal ons 'n rustige tyd beleef. Ons vra dat U asseblief hulle siele uit genade sal red. Van hom wat aan die hoof staan, elke een op daai plek sal bring, waar U in hulle harte sal werk, die versekering dat hulle teenoor U gaan rekenskap gee, oor hoe danig hulle oor ons regeer. Ons bid, Here, dat U die mag van die bose in hulle lewens, die dinge wat hulle vashou, wat hulle toegelaat het, nie van U is nie, dat U sal breek, dat U sal openbaar, en dat U sal suiwer. Seën ons nou vanmôre, Here, en dankie dat ons weet U wil dit doen, en help vir ons in dit wat ons moet hoor vanmôre. Amen. Ek lees Filippense vanaf die 3de versie, lees ek vir u voor. Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink, en ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap, oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit alles sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Soos dit vir my reg is om dit van julle almal te dink, omdat ek julle in my hart dra, aangesien julle almal in my boeye, sowel as in die verdediging en bevestiging van die evangelie, my deelgenote in genade is. Want God is my getuie, hoe ek na julle almal verlang met die innige en tederheid van Jesus Christus. En dit bid ek, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word, in kennis en alle ervaring, om die dinge waar dit op aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus. Vervul met die vrug van geregtigheid, wat daar is deur Jesus Christus tot heerlikheid en lof van God. En ek wil hê dat julle moet weet, broeders, dat wat my wedervaar het, eerder op 'n bevordering van die evangelie uitgeloop het, sodat my boeye openbaar geword het in Christus onder die hele keiserlike leiwag en by al die ander. En die meeste van die broeders wat in die Here deur my boeye vertroue gekry het, dit des te meer te waag om die woord onbevrees te spreek. Sommige preek Christus wel ook uit afguns en twis, maar ander ook uit welwillendheid. Die eerste verkondig Christus uit naaiwer, nie met suiwere bedoeling nie,
met die mening om aan my boeie verdrukking toe te voeg, maar die ander uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is tot die verdediging van die evangelie. Maar wat maak dit? In alle geval, op allerwys, of dit onder 'n skyn of in 'n waarheid is, word Christus verkondig, en hierin verbly ek my en sal ek my ook verbly. Want ek weet dat dit deur julle gebed en die ondersteuning van die Gees van Jesus Christus my tot heil sal strek, volgens die reikhalsende verwagting en hoop dat ek in niks beskaamd sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd, so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam, of dit deur die lewe of deur die dood is. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid, wat ek sal kies, weet ek nie. Want ek word van weerskante gedring, en ek het verlange om heen te gaan, en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar om in die vlees te bly, is nodiger om julle ontwil. En dit vertrou en weet ek, dat ek sal bly, ja, saam met julle almal sal bly, tot julle bevordering en blydskap in geloof, sodat julle roem oor my oorvloedig kan wees in Christus Jesus, deur my teenwoordigheid weer by julle. Tot daar uit die woord van die Here. Nou Paulus, pragtig hoe hy geskryf het. Ek meen, ek is seker dat 'n mens reeds met die lees van die woord baie duidelik kon verstaan hier, dat Paulus se begeerte is om heen te gaan en saam met Christus te wees. Maar dan sê hy ook, dit is die beste om hier te wees, want terwyl hy hier is, kan hy die wonderlike blydskap van Jesus verkondig, en dit kan mense help om by Jesus uit te kom. En hy het ook gesê, hy bid, en hy moedig ons aan as kinders, vir die mense vir wie hy hier geskryf het, maar ook per implikasie vir ons vanmôre, hy moedig ons aan, om so te lewe, dat ons lewens vir Christus 'n wins sal wees. Dat ons lewens vir die wat nog nie gered is nie, 'n voordeel sal wees, want ons bid vir hulle, en ons praat met hulle, en ons bearbei hulle. Daarom is ons vanmôre nog hier, sodat ons hierdie groot werk waartoe die Here ons geroep het, om dit te kan doen. En liewe broer en suster vriende, ek wil vanmôre met u praat oor die sentrale gedagte uit die gedeelte wat ons gelees het. Wat moet ons denkwyse wees? En hoekom? Wat moet ons denkwyse wees? En hoekom? Nou moet ek net kwalifiseer, vir wie is die woord? As ons praat oor wat moet ons denkwyse wees, wie is die ons waarna hier verwys word? Nou die gedeelte het ons dit goed gelees. Maar die ons is mense wat op 'n plek in hulle lewens gekom het, waar hulle van God die genade ontvang het, om te sê, ek is kind van God. Nie waar hulle wonder, of waar hulle staat maak op wat hulle doen, en hoe hulle lewe, en dit waarmee hulle besig is nie, maar die woord van die Here sê, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee, om kind van God genoem te word. En hierdie gedagte vanmôre, wat moet ons, kinders van die Here, wat moet ons denkwyse wees, en hoekom? Hoekom? Nou die woord denkwyse beteken volgens die Afrikaanse woordeboek 'n manier van dink, 'n sienswyse, 'n mening. Wat moet ons manier van dink, wat moet ons sienswyse, wat moet ons mening wees, as dit kom by die dinge van die Here, en die feit dat hy ons nog gespaar het om in hierdie lewe te wees. Toe gaan kyk ek net vir interessantheid, wat beteken die woord manier? Manier.
Die woord manier beteken 'n wyse van doen of handel. Iets op 'n manier doen. So dis baie duidelik, en reeds vanuit die konteks van die gedeelte wat ons gelees het, dat die Here van ons vra, dat daar iets is wat ons as kinders van die Here moet doen, wat hy van ons verwag, sodat ons in hierdie lewe vir hom diensbaar en vrugbaar kan wees. Daarom gaan ons kyk, wat moet ons gesindheid wees, wat moet ons doen, hoe moet ons handel, wat moet ons insien, wat moet ons mening wees, sodat Christus, as ons vir hom diensbaar is, deur ons kan werk en ons kan gebruik om mense te red. Dis al hoekom ons vanmôre nog hier is, sodat die Here Jesus in en deur ons kan werk, om mense te bereik vir hom, om mense te bearbei sodat hulle gered kan word. Sodat hy mense deur hom bereik kan word. En daarom is hierdie hele gedagte van wat moet ons denkewyse wees, nie net iets wat in ons gedagtes aangaan nie, maar dit moet ook gaan in ons handel en ons wandel. En dis waarna ons vanmôre gaan kyk, wat moet ons denkwyse wees? Nou hoor wat sê Efesiërs 5 vers 17. Die woord sê, daarom moet julle nie onverstandig wees nie. Hy praat met kinders van die Here, soos ons getuig vanmôre ons hier is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Dit moet ons verstaan. In ons gedagtes moet ons dit verstaan. Ons moet verstaan wat die wil en die begeerte van die Here is, nie net vir ons nie, maar vir die wêreld, vir die ongeredde, vir die wêreld wat hom nie ken nie. Verstaan wat die wil van die Here is. Die Bybel sê, die Here wil red. Die Bybel sê, God wil heilig. Die Here wil heilig. Die Bybel sê, die Here wil nuut maak. Daarom moet ons verstaan wat die wil van die Here is. 2 Petrus 1 vers 5 tot en met 6 lees ek vir u. En juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deug, en by die deug die kennis, kom agter hy groei, hy neem toe, by die deug die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug. So die woord van die Here moedig ons aan, die woord van die Here sê, verstaan my wil vir julle, en dit is dat julle geestelik moet groei, in julle geloof, in julle toegewyde lewens, moet groei, dat julle kan ervaar, die kennis van selfbeheersing, deur die Heilige Gees in beheer te kan wees van onsself. En ek wil vir u sê, ek het ondervinding in my lewe. Hierdie aspek van selfbeheersing uit jou eie krag en mag is nie moontlik nie. Net so gly jy. Net so. Die hele gedagte van lydsaamheid in jou eie krag, is dit nie so maklik nie. Net so, dan gly jy. En daarom ook om godvrugtig te lewe. So maklik kan ons deur die versoekinge van die duiwel en die begeerlikhede van ons vlees dinge doen wat God nie behaag nie. Verstaan wat die wil van die Here is, en dit is dat julle met ywer die begeerte of die ywer die geloof sal aanneem. Filippense 1 vers 9 sê dit, en dit bid ek dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring. So liewe kind van die Here, dit help my en jou niks. Dis die woord van dis die begeerte van die Here, dat ons moet kennis opdoen uit die woord. En dan hierdie kennis wat ons opdoen, moet ons lewe, moet ons omsit in ervaring. Dit help ons niks, ons lees die Bybel dag en nag.
Dit help ons niks as ons by elke biduur en by elke geleentheid, by elke diens. Dit help ons niks, ons luister daarna. En ons word nie daders van dit wat ons hoor nie. Ons word nie daders nie. En daarom laat die woord van die Here van ons sê, verstaan wat my wil vir die Here is, of wat die wil van die Here is. En dit is om dit wat ons hoor, die liefde wat ons leer uit die Bybel uit, dat ons dit sal omsit in alle ervaring. Die woord van die Here sê in Kolossense 3 vers 1 en 2, as julle dan saam met Christus opgewek is, ek lewe, Christus lewe in my, nie op grond van wat ek gedoen het en wie ek is nie, maar op grond van wat hy gedoen het, en hy het my geroep en ek het gaan reageer, en hy het my die mag gegee om sy kind genoem te word. Nou sê hy, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo by Christus. Soek die dinge daarbo. Onthou, verstaan wat die wil van die Here is, die manier van denkwyse, die manier van sien, of wat ons denkwyse moet wees, en hoekom? Verstaan wat die wil van die Here is, soek die dinge daarbo, waar Christus is, vers 2, bedink die dinge, wat daarbo is, nie op die aarde nie. U kom hopelik alreeds agter, dat dit gaan oor ons geestelike instemming. My gedagtes moet gefokus wees op Jesus. Maar op Jesus. En as my gedagtes gefokus is op Jesus, sal ek ervaar sy werking in my en deur my. En sal mense met wie ek te doen kry, ervaar dat ek is anders as hulle. Hulle sal ervaar die liefde en die blydskap en die geduld en die vrugbaarheid en alles wat gepaard gaan met die vrug van die Gees. Dis nie iets wat ons uit onsself uit kan opwek nie, maar as ek my hart oorgee en ek maak my denkwyse vol en my wil vol met hom, dan sal dit deur my werk. Dan sal ek ervaar die liefde en die kennis wat vrug word. So daarom baie duidelik dat die woord van die Here sê, dat dit moet ons gesindheid wees. Dit moet ons verstaan. Hoekom? Sodat. Nou kom die hele gedagte van sodat, hierdie voorafgaande. Sodat. Nou sê Filippense 1 vers 10, onderskei tussen reg en verkeerd. Die voorafgaande wat ons nou tot hier toe hanteer het, moet ek doen, sodat ek kan onderskei tussen reg en verkeerd. Ek lees vir u die 10de en die 11de versie, om die dinge waar dit op aankom te onderskei, sodat julle rein onderskei, sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus. Die dag van Christus is wanneer hy ons kom haal. Vervul met die vrug van geregtigheid, wat daar in Jesus Christus tot heerlikheid en tot lof van God is. Verstaan, ons moet die voorafgaande, ons moet die oorgawe, ons moet ons denkwyse fokus op die Here, sodat ons kan onderskei, sodat ons kan verstaan. Hebreërs 5 vers 14 sê, maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte, luid mooi op, geoefen, om goed van kwaad te onderskei. Ons moet oefen, in ons geestelike lewens moet ons onsself met die genade en die wysheid van die Here oefen. My liewe broer en suster, neem asseblief vanmôre in Jesus naam kennis. Dit gebeur nie net outomaties nie. God is almagtig, hy kan enige ding doen. Enige ding. Maar ek en u het in hierdie wil en begeerte van hom 'n verantwoordelikheid. En dit is om ons oor te gee en ons te oefen. Om te oefen. Wat is oefening?
Oor en oor herhaling, die woord bære, dat dit sal groei. Die woord bedink, sal doen wat die woord van die Here sê. En as ek dit doen, as ek hierdie wonderlike voorreg snap en ek onderskei, dan sal ek ervaar. Dan sal ek die krag in die genade kry van die Here, om my te kan weerhou van alle vorm van kwaad. Dan sal ek dit kan doen. Maar as ek in my eie krag lewe, dan raak my sinne verblind. Dit raak verdof. Ek kan nie mooi sien nie. Ek kan nie mooi onderskei nie. En daarom is dit nodig dat ons denkwyse moet volmaak met die Here, sodat ons kan onderskei, om te kan weerhou van elke vorm van kwaad. 1 Tessalonisense 5 vers 22 sê, onthou julle van elke vorm van kwaad. Dis ek. Met die genade van die Here, onthou jou daarvan. Moet dit nie doen nie. Bly weg daarvan. Los dit. Laat staan dit. Draai jou rug daarop. Onthou jou aan elke vorm van kwaad. En as ons dit nie doen, as ons nie ons lewens, as ons nie ons denkwyse volmaak met die liefde en die genade van die Here nie, dan verblind die duiwel ons sinne. Hy verblind ons sinne. En daarom kan dit, en gebeur dit ook in vele kinders van die Here se lewens, dat hy doen dinge wat hy nie wil doen nie. Dan bely hy, Here, ek is jammer, ek het dit gedoen. Maar hy gee nie oor, hy maak nie sy denkwyse vol met die woord van die Here nie, maar net om weer te doen. En nou, weet jy wat is die gevaar nou? Hoe meer en meer jy die verkeerde doen, hoe vaster bind hy jou. Jy ken mos die illustrasie van 'n garingdraadjie. Jy ken 'n garingdraadjie. As ek hom 1 keer om jou arm draai, net so, dan breek jy hom. 2 keer, net so, dan breek jy hom. Maar van die 4de keer af, dan is dit nie meer so maklik nie. En as ek om die 7de keer omgedraai, jy sal daai garingdraadjie niks breek nie. Niks, dan het jy hulp nodig. Dan het jy hulp nodig. En daarom, liewe kinders van die Here, as ons denkwyse nie vol is met die dinge van die Here nie, dan kan ons baie maklik onder die leuenpropaganda, die verblinding van die vyand, die verblinding van ons deur ons eie vlees, vasgedraai word in sonde en dinge wat God nie behaag nie. En dan kan ons nie onderskei nie. Dan kan ons nie onderskei nie. Dis dan wanneer kinders van die Here die dinge wat verkeerd is begin reg praat en goed praat. Verskoning soek. Verskoning soek. Daarom maak julle sinne vol met die dinge van die Here, sodat ons kan doen wat ons moet doen. En hierdeur, as ons dit nou doen, hierdeur sal ons rein kan wees. In ons geleesde gedeelte Filippense 1 vers 10 tot en 11 het ons gelees, om die dinge waar dit op aankom. Die woord sê God wil red. Die woord sê God wil ons heilig en vorm na sy beeld. Die woord sê so. As ons gereinig en gevul is en kan ons sinne vol is met die dinge van die Here, sal ons om die dinge waar dit op aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus. Tot op die dag van Christus. En daarom is dit ons verantwoordelikheid van môre om mooi in te sien, dat ons moet klaar kry met hierdie voordoen, met hierdie aangeplak wees. Ons moet klaar kry, alvorens ons op hierdie plek kan kom, waar ek onderskei, moet ek klaar kry. Here, ek sien nie kans, ek kan myself nie vertrou nie. Voordoen of aangeplak te wees, klaar kry daarmee. 2 Petrus 3 vers 1 sê, 'n suiwere gesindheid word in ons opgewek. Hoor wat sê, ek lees vir u die versies. Dit is reeds die tweede brief, geliefdes, wat ek aan julle skrywe. En albei wil ek deur herinnering julle suiwere gesindheid opwek, sodat julle die woorde kan onthou, wat deur die heilige profete tevore gespreek is,
en die gebod van ons apostels van die Here Jesus, ons verlosser. Ons sal geen verskoning eendag hê oor waarom ons nie so kon lewe nie. Suiwer in die waarheid kon lewe nie. Hoor wat sê 1 Korintiërs 5 vers 8. Laat ons dan fees vier, nie met die ou suurdeeg, nie met die ou suurdeeg, of met die suurdeeg van ondeug en boosheid nie. Kom ons kry klaar met die ou dinge. Kom ons kry klaar, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. Liewe kind van die Here, dis die standaard van die Here vir ons lewens. Dis die begeerte, hoe hy wil hê, ons moet lewe. En as ons hierdie nakom, as ons hierdie gehoorsaam, as ons hierop fokus, dan sal ons, en dit bring my by die volgende gedagte, hoe ons lewens sal wees, deur die werking van die Here. Ons lewens sal wees, nie 'n struikeling vir ander. Daarom sal ons kan diensbaar wees vir die Here. En as die woord hier praat nie vir 'n struikeling nie, dan is die gedagte vir ons as kinders van die Here onder mekaar. Jy weet die ongeredde daar buite kan baie maklik struikel. En dan ontneem die hy sê, ja, kyk, die woord sê jy moenie so wees dat mense struikel nie. Dan struikel hulle neem jou kwaadlik en dan ontneem dit jou van vrymoedigheid om met hulle te praat. Die woord praat nie hier van ongereddes nie. Die woord praat hier van kinders van die Here. Ons moet so lewe dat ons nie vir mekaar 'n struikeling is nie. En daarom is dit nodig dat ons denkwyse sal volmaak met die dinge van die Here. Lees net weer vir u hierdie woorde. Om die dinge waar dit op aankom te onderskei, Filippense 1 vers 10, sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie. Dit is moontlik deur die genade van die Here om so te kan lewe. Handelinge 24 vers 16 sê, daarom oefen ek my om altyd voor God en die mense 'n rein gewete te hê. Weereens, oefen. Nou ek weet nie nie, ek sê baie lief vir oefening nie. Maar ek weet ek moet dit doen. Maar is maar moeite, fisies nou. Is maar moeite. Dieselfde met die geestelike oefening. Dieselfde. Ons moet ons altyd oefen en die mense, om voor die mense te kan lewe en hulle so te kan hanteer met 'n rein gewete. Dat God werk deur my en hy wil hulle bereik en hy wil in hulle doen wat hy wil doen. Laat ons dan oefen om te kan wees beelddraers van die Here Jesus, 1 Korintiërs 10:32 Wees geen oorsaak van struikeling vir Jode en Grieke of vir die gemeente van God nie. Geen. Nou as hulle struikel oor my heiligheid en my toegewydheid, dan is die woord in Paulus is wonderlike voorbeelde daarvan. Maar as ek 'n struikeling is vir die gemeente, of as ek 'n struikeling is vir mense, as gevolg van my toegewydheid en my gehoorsaamheid, as dit kom by die woord van die Here, prys sy naam. Prys sy naam, want is hy wat in my en deur my werk. Maar ek moet versigtig wees. 1 Petrus 1 vers 17, God neem nie die persoon aan nie, daarom wandel in vrees om nie verkeerde gesindheid te dra in jou hart nie. Liewe broer en suster, dis waar dit begin. Dit wat ek in my hart toelaat, dit begin groei. En dan begin dit deurwerk. En dit affekteer my. Daarom is die deel van ons denkwyse, of die verantwoordelikheid as dit kom by ons denkwyse, die manier van dink, ons ingesteldheid, dat ons met ons harte
bewaar, ons harte bewaar, om nie verkeerde dinge daarin toe te laat nie. Ons moet versigtig wees, versigtig. Ons moet ons oefen in die reinheid en in die vrese van die Here. Filippense 1 vers 12 sê, en ek wil hê dat julle moet weet, broeders, dat wat my wedervaar het, eerder op bevordering van die evangelie uitgeloop het. Ek wil weer vir u sê wat ek in die inleiding gesê het. Die feit dat ek en jy vanmôre nog in hierdie lewe is, in hierdie wêreld is net omdat God nog gewerk het, 'n taak het, wat ons moet bereik. Of dit nou is om met iemand te gaan praat oor sy siel, en of dit is om van iemand te bid vir sy siel. Maar ons het nog gewerk. Daarom moet ons so lewe en so gefokus wees, wat ons denkwyse betref, dat ons vir die Here diensbaar sal wees. Johannes 13 vers 35. Hieraan sal almal weet, die voorafgaande wat ons nou hanteer het. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Die voorafgaande werk dat die gemeente liefde onder mekaar sal hê, mekaar sal eer, mekaar sal dra, mekaar sal respekteer. En nou sê die Bybel, as julle as kinders van die Here, as julle as my kinders so lewe, dan sal die wêreld weet, julle is my disippels, julle is my kinders. Daarom is die vraag wat ons onsself net hier, ter ondersoekenderwys, ons kan afvra. Here, wat dink die wêreld? Die mense met wie ek elke dag skouers skuur. Wat dink hulle van my lewe? Hoe sien hulle my lewe? As die antwoord nie is wat die Here se begeerte is, dit moet wees nie. Maak reg. Maak reg. Ek lees vir u die laaste gedeelte of die laaste versie waarna ons gaan kyk, is Kolossense 1 vers 10 tot 11. Sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel. Ek wil weer vir u vra vanmôre, kind van die Here, waarom gaan dit? Dit gaan oor my verhouding met die Here. Die ander is wonderlike werk wat ons die voorreg het om te kan doen. Waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag. In die geringste wat ek doen, in die geringste wat ek nalat om te doen, my hele gesindheid moet wees om hom te behaag. Selfe gedagte as wat Hebreërs van ons sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. En ek wil nou net weer eens vir julle herinner, dit is so wonderlik. Daai behaag beteken as God uit die hemel uit neerkyk op my lewe, dan bewerk dit 'n glimlag. 'n Glimlag van tevredenheid, wat my lewe, my toegewydheid, my denkwyse, my handel en wandel, op sy gesig werk, my kind. En daarom behoort ons uit te sien, dit behoort ons aan te moedig om so te lewe, uit te sien, as hy ons kom haal, as ons daar voor die regterstoel gaan verskyn, en ons gaan hoor, ons gaan beloon word. Ek wil vir u sê, is te groot vir ons verstand, om in sy oë te kan kyk, en sy liefde te kan sien, en te kan sien die duur prys wat hy vir my betaal het. En hy kyk vir my, en hy sê, mooi so, mooi so. Daarom, liewe kinders van die Here, laat ons so lewe, mag wandel om hom in alles te behaag, en julle in elke goeie werk vrug mag dra, vrug wat die ongeredde wêreld kan pluk en versadig, vrug wat ons as kinders van die Here mekaar se lewens kan pluk en versadig word, en in die kennis van God mag groei, en met alle krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid, tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap. En die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het, om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Liewe kind van die Here, dis nou vanmôre se woord. Dit is vanmôre se boodskap. Wat moet ons denkwyse wees? En waarom? En ek wil die hoop en die vertroue uitspreek, dat u mooi verstaan nou,
wat die woord van die Here van u vra. Nie ek nie. Nie ek nie. Ek het die Here gevra, Here, waar is u woord? En dis die woord wat hy op my gedagtes, op my hart gedruk het. Wat moet my denkwyse wees? U weet nou vanmôre. U weet vanmôre. En u weet dat dit is om die vreugde, die gemeenskap tussen u en hom te kan bevredig, geestelike vrug in u lewe te kan bewerk, en dan om vir hom, terwyl ons nog in hierdie lewe gespaar is, vir hom te kan lewe tot eer, om te kan onderskei tussen reg en verkeerd, om te kan doen, om te kan waak dat die suurdeeg in my geestelike lewe nie versuur word nie, maar dat dit rein en heilig sal wees. Om te waak dat ek nie 'n struikeling sal wees nie, maar dat ek myself sal oefen, met toewyding sal oefen, om meer en meer gelykvormig te word aan sy beeld. Die Here is begeerig om vir my en vir jou, wat nou vanoggend na sy woord geluister het, te bekragtig om so te lewe. So kom ons gee ons oor, en kom ons oefen ons, dat ons in ervaring sal groei, en in sy liefde. Hy help ons. Amen. Kom ons maak ons oë toe. Ons dierbare Here, baie, baie dankie vir die voorreg wat ons gehad het, om vanmôre na u woord te luister. En u ken ons harte. Here, u weet hoe elkeen van ons se saak wat hierdie aspekte betref met u staan. En ons vra dat u asseblief nou die naprediker sal wees van hierdie woord in ons harte. Dat u vir ons sal inspireer, dat u ons sal beweeg om 'n dader te word, om onsself te oefen in hierdie woord, sodat ons kan beleef diensbaarheid en vrugbaarheid vir u. Verhoed asseblief dat die vyand van die siele ons sal kom ontmoedig en die saad sal kom wegpik. Verhoed asseblief, Here, dat ons oog van u sal afhaal en sal kyk na die dinge in hierdie wêreld. Baie, baie dankie. Ons weet u die Gees gestuur om ons te bekragtig, om dit te kan doen. Help vir ons nou, dat ons so sal lewe, tot eer van u naam. Amen. Ons sluit af ons diens, dan gaan ons die lied saam sing, soos dit op die bord verskyn. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en teere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees
Wees en bly met u elkeen. Amen.